Goeienaand, wat 'n voorreg om saam jou te kuier op 'n maandag, laaste dag van Maart. Verskoon, begin van April wat voorlê. Mag dit vir jou een besonderse maand wees. Mag hierdie ook 'n maand wees van 'n oorvloed van God se liefde en sy genade, en mag hierdie ook 'n maand wees wat voorlê vir deurbraak, vir verandering, vir groei, vir 'n nuwe begin. 'n Nuwe begin bid ek jou toe in elke faset van jou menswees. Ek bid vir jou vanaand vir die guns en die genade van God. Mag hierdie 'n seisoen van deurbraak, 'n seisoen van heiligmaking, 'n seisoen wat dit 'n ontdekkingsreis sal wees, wat jy sal instap en geniet die wonders, die genade, die deurbraak, 'n nuwe pad. Mag liefde, mag genade hierdie seisoen jou oorlaai. Mag jy stap en net sê, wow, die volheid van die Here het deel geword van my menswees. Die wonderlik is dat ek en jy kan groei in die Here en dat ons nooit stagneer en nooit sal bly in een fase in ons verhouding met Abba Vader nie. Maar dat ons verhouding 'n verhouding sal wees wat sal sê, Here, ek wil meer van U geniet, ek wil meer van U ervaar in elke faset. Ek wil jou uitdaag vanaand wat in 'n verhouding is, wat in 'n huwelik is, om saam God te soek, saam die wil van God te soek. En te vra is wat is God se plan vir ons as man en vrou? Mag julle hartsbegeertes tot vervulling kom. Mag dit wat jy van God af bid, wat jy voel ver is, nader sal kom. Abba Vader, dankie vir 'n dag wat verby is en ons voor U kan kom stil word en Here, en net te kan kom om te sê dankie dat U ons dra, dankie dat U ons paaie vir ons gelyk maak. Dankie dat U vir ons gevegte veg deur vir ons in te tree by die Vader. Dankie vir 'n oomblik wat ons kan kom om te sê, daar is niemand soos U nie. Niemand wat vergelyk kan word met U krag en U majesteit en U heerlikheid nie. Here, ons wil U wil nie in ons lewens mis nie. Ons wil onsself organiseer onder U majesteit en onder U krag. Laat U wil geskied in elkeen van ons se lewens en vorm my en maak my net soos U wil. Amen. Ek deel met jou vanaand oor 'n boodskap van hoop en mag hierdie ook 'n oomblik wees waar jy in die fase of die termyn of 'n plek in jou lewe is waar jy dalk net nodig het om 'n bietjie te hoor van hoop. Hoop is skaam nie. Maar baie keer gebeur daar dinge wat ek en jy oor geen beheer het nie. En dan verloor ons identiteit, ons verloor ons menswees, ons verloor ons hartklop vir die nou oomblik. En dan verloor ons hoop. Na hongersnood, na dood, na armoede kom Rut en Naomi by 'n plek en hulle kan nie verstaan hoekom God so beskik het oor hulle lewe nie. Te midde van al ons omstandighede kan ons ook nie verder as ons probleme kyk nie. Op daai oomblik vind Naomi en Rut hulle daar en ek en jy is geneig om in die nou oomblik aan jou begroting, aan daai siekte, aan daai ongemak vas te kyk. En ek dink ons moet dalk vanaand sommer van die begin af verby die Goliat kyk soos Dawid en God agter die Goliat sien. Vandag hoor ons en terwyl ek met jou deel, hoor ons egter wat 'n uitwerking
hoop in die lewe van Rut en Naomi se lewe gehad het, want ek wil jou weer herinner om nie vir 'n oomblik te wil gaan sit en te sê ek is klaar nie. Gaan sit hopeloos in 'n hoek nie. Is nog nie verby nie. Om nie moedeloos te word nie, maar om te bly hoop dat God vir jou en my alles in stoor het. En dat hy dit, die wonderlik, in sy almag en sy glorie vir jou en my vashou. Vir ons in stoor het, in sy hande hou. So dit is 'n boodskap wat ek vir jou wil bring, wat ek glo, ek en jy baie nodig het. En soms het ons hierdie goeders wat gebeur, verstaan ons nie hoekom nie. Weet ons nie waarom nie. Maar tog weet ek dat ek weet dat God het jou in my naam, sê die woord, gegraveer in die palm van sy hand. En dit is nodig dat ek en jy moet baie keer die woorde hoor van omgee, van liefde, van hoop, empatie, simpatie, ja, al hierdie dinge. Maar vanaand wil ek weer kom stilstaan om jou te herinner hoe groot is God se genade en liefde vir jou, sodat jy nie hoop sal verloor nie, dat jy nie hulpeloos en hopeloos sal agterraak, deur om te kyk na al hierdie dinge om jou, maar om jou fokus op God te rig. En natuurlik in tye soos hierdie, waarin ons lewe is, mense geneig om teen al die negatiewe dinge vas te kyk. En dan net die sleg vir die toekoms te verwag. Ek wil jou herinner dat daar's meer goed as sleg. Ek wil jou herinner juis dat jy in hierdie oomblik na jou lewe sal kyk en 'n bietjie rustig raak vir 'n oomblik op hierdie pragtige aand en net 'n bietjie in te neem hoe besonder en hoe wonderlik die oomblik is om te besef God se oog is op my. Dit is ook inderdaad 'n uiters moeilike tyd waarin baie mense hulle bevind en ek sê gister terwyl ek vir opleiding was, ek was maar net by 'n workshop gewees die naweek en ek sê baie keer hoor jy wat altyd net bedien die sleg. Jy hoor nie van Daar's weinig dat mense jou sal kontak en sê, jy het saam met ons vertrou vir 'n deurbraak in ons huwelik en hier's 'n deurbraak. Jy het saam met ons hierdie pad, jy weet, gestap van swaar kry deur gebed, maar ek hoor nooit van as dit goed gaan nie. Baie keer wanneer dit met my en jou sleg gaan, dan soek ons God. En wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons van God. En ons word so deur die media tans ingelig oor sanksies, oor oorloë, deur die ekonomiese turmoil. Ons hoor van al hierdie snaakse dinge, wat tog iewerste 'n invloed uitoefen om jou en my, ons fokus te wil het verloor, negatief te raak. Die ellende, die dood, die vernietiging wat in die wêreld aan die gang is. Mymer wat ek net nou gesien het, al oor die bykans 2000 mense dood is van Vrydag se aardbewing. En ons ervaar daagliks hierdie dinge aan ons lywe, in ons eie ou omstandighede, in ons eie land, wat dit uiters moeilik gaan om positief met 'n verwagting vir die toekoms te bly koester. Daarmee saam is daar nog die droogte in baie dele en talle dinge wat elkeen van ons in ons eie lewens ervaar, waar dinge baie keer skeefloop, wat nie lekker is nie. En dit is dikwels asof elke moment van blydskap in jou en in my lewe deur dinge bedreig word, deur talle irritasies en teleurstellings, wat daarop bereken is om ons lewensvreugde te vernietig en ons moedeloos te maak. My lewensvreugde moet nie
gefokus of dit moenie bepaal word deur hierdie tydelike wat ek en jy beleef nie. Maar God roep jou en my juis in hierdie dag en uur om weer bly te raak, om weer vreugde te vind, om weer opgewonde te raak. Ja, dit kan volledig onrealisties moontlik dalk vir jou in hierdie oomblik klink, want jy sê, "Sjoe, dit is mooi woorde, maar dit is onrealisties vir dit wat ek tans deurgaan, want dit voel of ek deur 'n koue gang stap van alleenheid en die grysheid my oorval van moedeloosheid. En ek weet nie wat ek kan doen nie. En jy kan miskien dink, ja, Stef, my probleme is te groot vir hoop. My probleme is te groot om weer op te kan staan en hoop te kan vind. Maar sien die hoop. Ek wil jy moet hoor wat ek vir jou nou sê, maar sien die hoop waartoe die Here jou oproep, my oproep, ons oproep, het niks te maak met die optimisme wat gebou is op allerhande indikasies dat dinge in hierdie wêreld of in ons land besig is om te goeie te verander nie. Ja, ek is optimis, realist, maar ek wil my altyd herinner wat sê die woord. Ek wil altyd terugkom na 'n plek toe om nie in dinge vas te kyk nie. In die Bybelse hoop is die verwagting. Bybelse hoop is hierdie verwagting van die dinge wat ons nog nie sien nie. Gaan lees 'n bietjie as jy tydjie het Hebreërs hoofstuk 11. Och, dit is so mooi en hy stel dit so besonders, want dit is die geloof dat God nie beheer oor die wêreld verloor het nie, maar dat hy juis in die gang van die geskiedenis met alles wat daarin gebou besig is om sy koninkryk te laat kom. Hy is nog besig om te skep. God is nog besig in my en in jou lewe. En as dit nie so voel nie, wanneer laas het jy op 'n plek gekom om te sê, Here, ek gaan hierdie goed nou in U hande los, want ek probeer alles in my eie krag en vermoë. Is moontlik hoekom dinge nie uitwerk, is moontlik hoekom ek en jy dalk te neergedruk en teleurgestel en mismoedig raak. In reën en droogte. Dit voel baie keer so. En dit het nie net betekenis vir die ewigheid nie, maar ook vir jou aardse bestaan waarin jy telkens mag beleef dat God selfs uit die kwade, selfs uit droogte, selfs uit seer en pyn, die goeie laat gebore word. Hoekom werk Here dan agterste voor, voel dit vir jou? Hoekom werk die Here dan dat ek met seer kry? Nee, God het nooit dit bepaal nie. Ons as mens het ongelukkig hierdie oor onsself mag gebring. Maar dit word is baie duidelik in hierdie boek Rit. En net 3 punte oor hierdie hoop wil ek dalk met jou deel. En mag dit vir jou sommer uitstaan. Want eerstens, kyk ek na Rit en Naomi en gaan lees, maar dit is nie baie hoofstukke nie, maar daar's soveel mooi, daar's soveel waarde vir jou dag te dag. Eerstens, kyk ek na hierdie gedeelte en ek gaan lees vers 1 tot vers 5, hoor ons dat hoop tot 'n plan lei. Tweedens, dat hoop tot aksie lei. Derdens, dat hoop nie beskaam nie.
Naomi, en ek wil eerstens stil staan dat jy daai eerste 5 verse gaan lees, want hoop lei tot 'n plan. En vandag, wanneer jy hierna luister, mag hierdie plan in jou lewe tot vervulling kom. Mag daar weer hoop wees en mag dit uitloop op 'n plan. Want ons verloor ons hoop deur trauma, ons verloor ons hoop deur mislukte verhoudings, ons verloor ons hoop deur dood van geliefdes, ons verloor ons hoop deur bankrotskap, deur my werk verloor, deur 'n ongemak. Mag jy weer op 'n plek kom om weer te begin hoop. Want uit hoop uit lei dit tot 'n plan. En die Naomi waarvan ek en jy hiervan lees, tot net voor die einde van hoofstuk 2, het nie meer juis hoop gehad nie. En jy sê dalk ek het nie eintlik juis meer hoop nie. Soos aan die einde van 'n maand, ons is begin van 'n nuwe maand, die winter hier in Gauteng is besig om nader te kruip. Voel nog net nie so vanaand nie. Maar sy het bely dat die Here bitter, sy het altyd so gevoel. En sy het dit bely dat die Here bitter teenoor haar was, want sy het haar man, sy het haar seuns, hulle plaas, ja alles, het sy verloor. Ja, en sy verstaan dan iets van die voorsienigheid van die Here, dat dit hy is wat beskik. Gaan lees dit as jy tydjie het, Boeta, Sissa. Maar let op watter effek bitterheid in haar lewe gehad het. Solank sy bitter was en alles vasgekyk het, het sy geen plan vir die toekoms gehad nie. Sy was so bitter, sy kon nie eers onthou dat daar nog 'n verlosser was wat met Rut kon trou nie. Dit is 'n mooi gedeelte. Want sien mense wat so slagoffers voel, maak nie planne vir die toekoms nie. En as jy vanaand dalk soos 'n slagoffer voel en dalk bitter is, gaan jy dit baie moeilik vind om te beplan en om te fokus. Maar toe kry sy hoop. En sy hoor van 'n verlosser en sê waarlik, hoor wat sê sy? Waarlik, die Here het sy guns aan lewende en dooie nie onttrek nie. En wat is die effek van daardie hoop? Sy beplan vir die toekoms. Al haar energie word gefokus daarop om vir Rut 'n losser te kry. Is dit ook nie waarvan ons in ons eie lewe en die lewe van ons familie leef nie? Wat doen hoop? Hoop bring ons in beweging. Of jy op TikTok, jy op Facebook, jy sal my nommer sien opkom. As jy op ons groepie wil kom, op ons WhatsApp groepie, my nommer verskyn daar, stuur 'n boodskap en sê Stef, laai my op die groep en hierdie boodskap wat ek in die aand bedien, plaas ek daar in PDF formaat, of jy kan maar na ons Telegram toe gaan, of jy kan selfs na ons YouTube kanaal toe gaan, of hy gaan vanaand ook dan geplaas word, ook op TikTok. Hierdie hoop bring aan beweging. En mag dit iets losmaak en weer energie bou in jou menswees en jou hoop in God plaas. Want sonder hoop is daar nie 'n toekoms nie. Naomi het nou hoop gehad en sy ontwikkel toe 'n vreemde strategie om vir Rut 'n man te kry.
Hy sou lekker skoon maar hierdie gewees. Maar sy sê vir Rut om haarself mooi te maak en dan na Boas toe te gaan en wanneer sy sien dat hy gaan slaap, natuurlik moet sy kloue spuit en lipstiek en ietsie agter die oortjies spuit, mooi oorbelletjies, 'n pragtige mooi uitrustingkie aantrek. Rut, jy moet daai tier en 'n Boas wakker maak, sê Naomi. Eintlik stel die Bybel dit nou nie so nie, maar dit is die Pieterse vertaling. Maar letterlik staan hier dat Rut haarself gewas het, haarself gesalf het. Dis vir my so mooi. Dit klink amper so seremonieel. Asof sy haarself voorberei vir 'n groot taak. Byvoorbeeld 'n koning word gesalf as 'n teken van die taak van sy koningskap wat hy opneem. En Rut moes seker by haarself gedink het, en waartoe dink jy gaan dit dan lei? En Naomi sê net, hy sal vir jou sê wat jy moet doen. Dit gaan ons nou, hierdie man is al 'n bietjie 'n ou toppietjie man, jy weet, hy het nie meer so 'n huppeltjie in sy stap nie, maar weet jy wat, ek luister vir jou. Partykeer hoor ons nie, en dan mis ons die oomblik. Maar sy berei haar voor, en dit klink amper na 'n heel moderne strategie om 'n man te wil verlei. Om iets in hom wakker te maak. Maak jou mooi, sê sy vir Rut, en gaan kruip agter sy voete in. Ek wonder sy nie vir hom gesê, of haar gesê, en krap 'n bietjie sy rug, en kielie sy ou voetjies nie. En ons weet, as jy dit gaan lees, weet ons Naomi wil hê, dat Boas met Rut moet trou. Maar waarom gaan praat hulle nie net met Boas en sê vir hom, hy is die losser? Waarom so 'n gewaagde middernagtelike ure plannetjie uitdink? Die skrywer sê nie vir ons dadelik hoekom nie. Ek gaan lees die hele boek deur van Rut en hy sê nie dadelik vir ons hoekom nie, maar vereers word daar 'n afwagting geskep. Hoop lei na 'n plan. Onthou dit wat ek nou vir jou sê. Hier, onthou, hulle het alles verloor en hulle is terug na Naomi se geboorteland. En daar's 'n losser. En dit was so in die tradisie, dit was so in hulle kultuur, en Boas, jy weet, was die losser. En Naomi het dit raak gesien. Eerstens hoop bly met 'n plan, en dan moet jy oorgaan na aksie toe. Dink 'n bietjie in jou eie omstandighede, en vanaand wil die Here iets wakker maak om weer hoop in jou te plaas, sodat daar weer 'n plan op die tafel kan kom, en mag die Here vanaand vir jou weer 'n plan gee. Mag jy bid vir wysheid en insig dat daar 'n plan kom, maar jy moet daai stap neem. Dan lei dit oor van plan na aksie. So Rut gaan toe af na hierdie dorsvloer toe, want hulle het lekker gekuier daai aand, Boas hulle. En doen soos haar skoonmoeder haar beveel het, en sy wag totdat hy gaan slaap, en sy gaan lê by sy voete, en hy skrik wakker, en hy vra, wie is jy? En sy antwoord, en gaan lees vers 9, sy maak dit baie duidelik aan hom hoekom sy daar is. In die moderne taal kan ons sê, Rut het vir Boas gesê, en gaan lees dit. Jy is die losser, en ek wil hê,
jy moet met my trou. Ek dink hy het seker vir gesê, man, jy seker, dis hier is 'n Aprils Fool grap. Dis nie skrikkeljaar nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Sy maak dit baie duidelik, dat sy hom sien as die een wat vir haar die losser gaan wees, en hy moet haar trou. Dit is nie elke dag wat 'n vrou 'n man vra om te trou nie. Maar hier het ons dit nou in die woord, in die Bybel. Die eerste vrou wat 'n man gevra het om te trou. Dis die eerste vrou wat ek raak gelees het, wat 'n man gevra het om te trou. En hierdie woorde kan jy in vers 9 gaan lees en kan ons aflei waarom Rut en Naomi hierdie gewaagde strategie volg. Onthou, hoop bly, jy het 'n plan en dan 'n aksie. Sy het onder die Here se vleuel geskuil en nou vra sy vir Boas in die vlees om onder sy vleuels te skuil. Dis vir my so mooi. Dis hoekom ons mekaar het. Om beskerming by jou te vind. As man, om haar toe te maak in die beskerming. Toe te maak met om haar te lei, om die priester die hoof te wees. Nie 'n boelie nie. Om hom toe te maak in gebed. Die doel van die vrou. En Boas bely dat Rut onder die Here se vleuel, sy kleding, sy beskerming, kom skuil het. En hier gaan Rut, en sy gaan na die dorsvloer, en sy klim onder Boas sy kledingstuk, onder sy vleuels in, en vra deur middel van 'n gebaar vir hom, Boas, luister hierso. Kyk, jy het mooi oë, en jy ruik lekker, dit ruik of jy weet, Tommy Spyt, jy weet, sy gaan lê by hom. Sal jy my onder jou vleuels neem? Onder jou beskerming? Jou wens vir my was tog dat die Here onder wie se vleuels ek geskuil het, my sal vergelde en beloon. En hier is jou kans om hierdie beloftes te vervul. Jy is die losser. Sal jy God se vleuels vir my wees, Boas? Sal jy die beskerming wees? Sal jy God se beskerming op jou neem? Oor my. Dis die aksie. Die mooi is, die volgende in vers 10 tot vers 18, hoop beskaam nie. Daar lê die tweekies, nou daar onder die sterretjies, op die dorsvloer. Dit is middernag, onder die maanlig, onder die sterre, en Rut het onder Boas sy jas ingekry. Boas was boonop nog vrolik, hy het 'n paar kappe ingehaat, sê die woord. Hy het soos 'n tipiese gebruik by die oes, en die groot oesfees, Pinkster, 'n glasie wyn geniet, saam met die aandete. En dit lyk of al die bestanddele, as jy nou hierdie hele gedeelte lees, vir 'n romantiese aantjie, jy weet, kan, dis die bestanddele, vir 'n romantiese ou aantjie, teenwoordig kan wees. Ag, kom aan julle, lees die diepte, en sien die mooi wat hier besig is om te gebeur, en kyk juist nou na jou eie lewe, en verstaan, waarna toe ons gaan. Boas,
kyk hierna en ek sien in vers 10 en 11, hy kon anders opgetree het, maar hy seën haar en hy prys haar ook dan nog. Maar dan lees ons Boas se woorde in vers 12. Want Rut hou vir Boas en Boas hou vir Rut. En dit is middernag, hulle alleen by hierdie dorsvloer onder die maan en onder die sterre, toegevou onder 'n jas. En hy's vrolik en hy sê vir haar, onthou wat het Naomi gesê, jy sal hoor wat hy sê. En hy kom en hy sê vir haar, wag, daar's 'n nadere losser. Hy onthou, maar as jy, want onthou haar man is dood, so die volgende een in die familie moet haar vat om te trou. Hy sê, ek is nie die volgende een nie, daar's enetjie nog nader aan jou. Terwille van geregtigheid, raak Boas nie aan haar nie, terwille van gehoorsaamheid aan die woord van die Here, wat bepaal dat die naaste familielid van haar man moet optree as die losser wat na haar moet kyk. En dit in die tyd van die rigters, toe elkeen gedoen het wat reg was in sy eie oë. Hy kon haar gevat het, daar was nie die reëls en die regulasies. Ons kon dit maar gedoen het soos ons wou. Maar Boas doen nie wat reg is in sy eie oë nie. Hy vervul nie al hierdie sondige begeertes van sy eie hart nie. Dit is belangriker vir hom om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. En ek dink, as ons vanaand die hoop wil terugbring in baie fasette van ons lewens, dan moet ons weer verantwoordelik optree. Geregtigheid. Dit bring ook rigting. Wat doen Boas? Hy stap toe na die stadspoort die volgende dag om die huwelik wettig te voltrek. En tot ons teleurstelling lees ons dat hierdie nadere familielid instem om Naomi se stuk grond te koop en as verlosser op te tree. Daar val hierdie hele romantiese verhaal plat. Hy sê, hy sal die grond koop, hy sal optree as die verlosser. Maar Rut moet met 'n ander man maar trou. Een wat die reg en verantwoordelikheid het om Naomi en Rut te los. Ek lees hierdie verhaal. En nou lyk dit of hy so jakkals draai in hom het. En net soos ons dink, hierdie verhaal is nou verby. Lees ons in vers, en jy moet dit gaan lees in vers 5 en 6, die gelukkige einde, waarna ons almal verlang het, breek in hierdie hele mooi verhaal uiteindelik aan. Rut en Boas kan trou, en die kontrak is geteken, die een koop die grond, en hy het vir hom, ek dink, 'n skoen gegee as 'n teken. Die kontrak is geteken, of soos dit in daardie dae gewerk het, die man het sy skoen uitgetrek, hy het daai skoen vir Boas gegee, om te sê, dat hy alle reg om op daardie land te gaan, opgee. Ek gaan dit met koop, ek gee dit vir jou, Boas. Deur 'n teken om sy skoen uit te trek, om te sê, ek sal my voete nie by daai vrou sit nie, ek sal my voete nie op daai grond sit nie. Dit is nou jou verantwoordelikheid. En die Here het hierdie huwelik geseën. Wow! Wat voorheen vir meer as 10 jaar getroud was, nie 'n kind gehad het nie, en hier trou sy met Boas, en vir die eerste keer gee God vir haar 'n seën. Mense dink hierdie verhaal kon maar net daar eindig.
Want hy klink so mooi. Die gelukkige einde het mos nou aangebreek, sal jy nou maar sê. Maar dan maak die outeur wat hy skryf vir ons 'n ware boek oop. Dit waarna hy ons wil lei al vanaf die eerste vers, wat God vir Rut en Naomi beplan het, was nie iets wat hulle kon verstaan of begryp nie. En dalk, soos ek en jy ook maar. Maar ons kan vandag terugkyk en die Here dank dat hy dit so beskik het. Iets wat ek en jy nie verstaan of begryp hoekom en waarom sekere goeders gebeur het, maar God het nog steeds beskik. Jy sien, 'n seun word gebore en hulle noem hom Obed. Wat beteken diensknegt. Maar daar is hoop veel groter as hierdie blote babietjie en 'n gelukkige ouma, want ek dink sy kon nie vir beter gevra het nie. Wel, sy het 'n man en 'n seuns en land verloor en armoede deurgegaan, maar sy kyk nou ewe skielik terug en hier staan haar skoondogter met 'n klein seentjie met die naam van Obed, wat sy naam beteken diensknegt, gelukkige ouma. En ons lees dan vanaf vers 18 tot vers 22, gaan lees dit. Die verhaal wys vorentoe wie gebore word uit hierdie geslag, uit Dawid. Dawid wys vorentoe, want uit Dawid kom Jesus. En Dawid wys vorentoe, en Jesus wys vorentoe na ons. Sy opstanding. Na ons die opstanding in hom. Jy sien, ons verstaan nie altyd hoekom en waarom. Maar in hierdie sien ek 'n plan. Ek sien aksie. En ek sien die beskikking van God. Mag jy dit raak sien waar jy tans is. Waar God al hierdie trane van ons oë sal afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid, geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Rut en Naomi was vol vreugde, gelukkig, en hulle het dit nie geweet nie, maar ons kan dit hoor vandag, ek en jy. Die beste kom nog. Ek wil vir jou sê, in jou lewe, die beste kom nog. Daar is iets belangriker as 'n bruilof. Daar's iets belangriker as 'n kindjie. Die koms van 'n uiterlike verlosser. Wow. Hy gaan ons kom haal. Hy is jou en my hoop. Hy is die God wat by ons woon. Hy woon in my. Hy woon in jou deur sy Gees. En sien te midde van droogte en dood en hartseer en armoede is God in die gang van die geskiedenis met al hierdie dinge wat gebeur, besig om sy koninkryk te laat kom, en hy wil dit laat kom in jou en in my lewe. En wat ek gisterand ook gesê het, is soek eers die koninkryk van God. The best is yet to come. Dit gee aan 'n mens, kan ek sê, die krag om moedig en dapper voort te leef. Dit gee, kan ek sê, ek vir my woorde mooi kies, dit gee die tyd om onder teenslag uit te hou in die vertroue dat God nog daar is en dat hy magtig is om ook die duisternis
van hierdie nag, wat jy tans in is, in die lig van 'n nuwe dag te kan verander. Want ek sien dit elke dag, wat God doen in mense se lewens, en dit gee my die geleentheid om elke dag op te kan staan, en te sê, hierdie is my dag. Ek sê altyd, jy wat nou goed ken aanlyn, is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek staan nie meer waar ek was nie. Dis nie hoe jy val nie, maar dis hoe jy opstaan wat die verskil maak. I'm not perfect, because God's not finished yet. Ek bedoel duisternis, jou magteloosheid, weer verander met 'n mooi opgewonde lied. Maar wat meer is, Christus bewaar ons van die versoekinge om nie tou op te gooi in die gelatenheid, die wêreld en die toekoms oor te gee aan die vernietiging, aan die geweld, aan, jy weet, die magte wat so uitgeoefen word op jou en my. Hy roep ons daartoe om op grond van sy beloftes van die toekoms wat hy self tot jou en my beskikking gestel het, te hoop. Weer te hoop. Te midde van mislukkings weer te hoop. Te midde van seer weer te hoop. Ek sê hierdie vir jou, sodat jy weer opgewonde raak oor die nou oomblik, oor jou toekoms, wat hy sy oog op jou het, en dat hy planne met jou en my het. Dat ek dit nie moet mis. Om hierdie verwagting te hê van die dinge, wat ek vir jou gesê het van Hebreërs 11 vers 1 net nou, wat ons nog nie sien nie. Daai hoop, daai verwagting te koester in die geloof. Om geloof te hê dat God nie beheer oor die wêreld verloor het nie. Hy het nie beheer oor Suid-Afrika verloor nie. Maar dat hy aan die gang is om in die geskiedenis met alles wat daarin gebeur, besig is om sy koninkryk te laat kom. Ek onthou die jaar wat Cyril Ramaphosa in beheer gekom het. En ek het met sy kantoor gewerk, baie nou op 'n stadium. Net voor hy in bewind gekom het, was ek betrokke by die Tribal Councils, en ek was in Limpopo, bo in die berge, saam met die afgevaardiges, daai tyd met die oorgang, jy weet, voor die parlement geopen is, toe Jacob Zuma dit uitgestel het met 'n week, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, was ek saam met Jesse Duarte, ek was saam met Cyril, ek was met Paul Magashule, ek was met al hierdie manne daar saam in 'n meeting in Thohoyandou en Venda saam met Tony Mpepu, koning van Venda. En uit 'n vergadering het hulle vir hom, ZC2 was daar gewees, die van Sails, en hulle het vir hom paar beeste daarop, want dit is mos maar tradisie geskenk, en ons het in hierdie tent gaan sit, en ek het toe op 'n stadium die geleentheid kon kry, want ek het toe geweet waarna toe dit lei, en dat hy gaan oorvat, vir hom gesê dat dit lê by jou, om God 'n kans te gee, om deur jou te werk. Sal jy nie, sal God jou verwyder. Dit was my gebed en my woorde aan hom. En ek glo nog steeds dat ek sal nooit ophou bid vir leierskap nie. Maar God bly in beheer. God het nie sy beheer oor ons volk, oor ons land, oor die wêreld verloor nie. Maar God is in hierdie gange van die geskiedenis tans besig
om sy wil te laat geskied, sodat moet gebeur wat in God se plan is. Dat sonder die wil van God geen haar van my in jou kop sal afval nie. En ek wil juist vir jou vanaand kom bid. En ek wil vra dat die Here werklik jou sal oplig en herstel bring. Donderdag en Vrydag is ek in Parys, daar in die Vrystaat. So ek gaan iemand doop, ou boekhouer van my. Paar jare terug, ek dink hy was nog toe student gewees. Ek gaan vir ou Barry doop. So as jy daar rond is en jy wil dalk gedoop word, praat met my. En ons gaan in Parys wees Donderdag en Vrydag. Mag die Here vanaand jou oplig. Mag hoop jou weer omvou, dat jy nie bitter raak soos wat Naomi geraak het, maar dat jy weer opstaan en beleef en ervaar dat God is nog nie klaar nie. God se plan is die beste plan. Here, en vanaand bid ek vir hierdie man en vrou dat hulle sal oplig en herstel sal plaasvind, hoop terug sal kom sodat daar weer 'n droom sal plaasvind. Here, die genade is ons genoeg. Die genade is vir ons genoeg en vanaand wil ek dankie sê dat ons kan oorgaan tot aksie en te weet dat u plan en u wil geskied en u voorsien. Omvou hulle met deurbraak, genesing. Mag hy waar hy stap en sy waar hy stap gevul word met u krag en dat die voorsienigheid van God sal oorloop. Dat die ontmoeting wat Boas en Rut gehad het, ook vir haar en hom wat vanaand luister, 'n ontmoeting met u sal wees, Hemelse Vader. 'n nuwe seisoen het aangebreek. Dat dit sal wees soos my oë het oopgegaan. Die lig het opgegaan. My deurbraak het gekom. Dankie Here vanaand vir u liefde en u voorsienigheid. Ek bid vir jou soete nagrus en sy guns op jou lewe. Amen. Nou môre aand tussen 8 en 9 kuier ons weer saam. En vanaand is my baie lekker vir jou wat jy weet my nommer gesoek het. Ek het gesien dat hom maar geplaas. Jy is vir natuurlik gebedsversoeke en natuurlik ook so om op die groepe te kom waar ek ook hierdie boodskappe gaan plaas. Dankie vir jou wat hierdie aanlyn bediening ook bless finansiëel en hierin belê sodat ons kan jy weet regtig doen wat ons wil doen. Ek wil so graag binnekort met 'n podcast begin en ek vertrou die Here vir dinge wat in hierdie nuwe kwartaal ook gaan gebeur vir ons aanlyn. Dit is lekker geweest om saam met jou te kuier. Ek kyk uit om môre aan saam met jou te wees en nou ja, goedheid en guns. Groete vir sproete en 'n lekkie vir vlekkie. Sien jou môre aand 8:00. God bless.